Goeiemôre, good morning. Ek sit so met 'n laggie want ek dink as 'n ou nou vat hoe koud dit gister was wat die Dinsdag aan betref het, die hele land vol. En vanmôre nie baie warmer nie, maar goeiemôre, good morning. Wel Pieter, dit lyk vir my jou hart en jou lag en alles daarmee saam is warm, soos daai Absolute warmte koffie in nog jou steeds, net koffiebeker. So van my kant af ook goeiemôre en hartlik welkom. Heerlik man, ons gaan baie lekker kuier. Ons kyk vandag na die aardtoestelsel en Cornelia van Niekerk van Fines for You gesels oor wat die nuwe uitbreiding vir motoriste beteken. Daarna gesels ons oor die Women Riders World Relay en die unieke gemeenskap van vroue motorfietsryers. Ons ontdek ook meer oor Kaapstad se eerste Marimba wêreldkampioenskap waar meer as 1000 spelers bymekaar gaan kom en verlede week het ek so 'n bietjie met Hannes Brummer gesels en hy is ook hier in die ateljee met daai geselsie. Nou ja toe, ons sien uit na daai geselsie. Baie, dit gaan baie lekker wees, maar die geselsie waarna ek altyd die meeste uitsien is wanneer jy afskop met 'n oggendpraatjie. Ek weet dit is jou absolute gunsteling Pieter. Ja. So kom ek vertel vir jou, Asseblief. skuif nader, Daar is hy, spits die ore. Suid-Afrika se jong ruimtekundiges sê die wêreld laat regop sit nadat Team ZA 'n sleutelrol in die wenspan van die internasionale ruimtekolonie ontwerpkompetisie gespeel het. Dis 'n mondvol, het jy Ja. gehoor? Ek is sommer uit asem. Hierdie gesogte geleentheid het by NASA se Kennedy Ruimtesentrum in Florida plaasgevind. Nou dit was Suid-Afrika se heel eerste deelname aan die kompetisie en Team ZA was boonop die enigste span van die Afrika vasteland. 7 leerlinge is by die nasionale finaal uit 109 deelnemers gekies om ons land op die wêreldverhoog te verteenwoordig. By die wêreldfinaal is die Suid-Afrikaanse leerlinge saam met leerlinge van onder meer Australië, Brasilië, China, die Verenigde Koninkryk en die VSA in 'n fiktiewe lugvaartmaatskappy ingedeel. Nou hulle moes net 48 of binne net 48 uur 'n volledige plan vir 'n toekomstige ruimtevaartuig ontwikkel. Die uitdaging was enorm. Die vaartuig moes 3000 mense en tonne vrag voortdurend tussen nedersettings in die sonnestelsel kon vervoer. Nou, die span se indrukwekkende ontwerp, genaamd Hermes, het onder meer 'n roterende struktuur gebruik om kunsmatige swaartekrag te skep. Hulle het ook kerntermiese en ioon-aandrywing ingesluit, as ook 'n magnetiese skild om die passasiers teen sonstraling te beskerm. Die maatskappy waarvoor die Suid-Afrikaanse leerlinge gewerk het, is uiteindelik as die algehele wenner aangewys. Nou tydens die strawwe beoordeling het die hele span die vrae met soveel selfvertroue beantwoord. Ek dink dit is nogal iets wat vir my uitstaan. Jy weet, en dan kyk 'n mens na Joseph Alderman wat toe selfs die Anita Gale Creative Genius Prys ontvang en een van slegs 4 sulke toekennings, nê, wat tydens hierdie hele kompetisie oorhandig is. So ek dink dit wil gedoen wees. Nee, daai jy weet mos as jy nou ruimte toe gaan dan dra hulle elke keer mos nou 'n badge vir elke ruimte tog en goed. Ek dink hierdie ouens met die hele rug vol, amper se tatoeëer, maar laat borduur op hulle baadjies. Want dit is well done en veral vir Suid-Afrikaners. Ek moet vir jou sê, as ek 'n geleentheid gehad het om deel te kon wees van so 'n projek, as 'n mens dit so iets kan noem, dan sou ek dit met albei hande aangegryp het. Ek dink die ruimte is vir my nog altyd interessant en ek dink net om op soos wat ons dit nou stel, die wêreldverhoog te kan deelneem aan so 'n kompetisie en die land daar te kan verteenwoordig. Ja, dis wonderlik. Ja. Ek is nogal net surprised, jy weet, want mense sou dink ons sit nou maar hier op die punt van Afrika en niemand weet regtig van ons nie, of ons lees ook maar en hoor maar wat die Amerikaners doen of die Russe doen in die ruimte. Maar kyk nou net hierso, toe ons die geleentheid kry, toe weet ons baie van die ruimte. Ja. En ons kan ons ding doen. Kyk, ek is seker van dit is so bietjie bo my vuurmaakplek ook, jy weet. Ja. So ek sê nou, ek sou deelneem daaraan. Ek wonder of ek sou kwalifiseer. Vir al daai manne so omdraai en hulle begin daai koi santan formules. Ek onthou so iets. Allerhande snaakse gribbelrige goedjies wat hulle wiskunde en so genoem het. Baie lekker storie. Eerder Newton se wet nie. Nou Elsa, Swaartekrag. Dit is baie vroeg so in die môre. Maar nou ja, vir al die jy hou mos ook van 'n lekker fliek as jy 'n tydjie kry. Ja, altyd. Ek moet ook sê, maar met groot flieks soos Spider-Man en die Odyssey wat deesdae ook mense weer 'n bietjie teruglok daar na die wonderlike teaterwêreld toe en bioskope,
Wonder baie kykers natuurlik of IMAX kaartjies regtig daai ekstra geld die moeite werd is. Nou as jy nog nie by IMAX was nie, net gou-gou, hoor hier. 'n Gewone kaartjie kos jou so wat R100 tot R150, maar vir IMAX kan jy tot by die R220 vir 'n kaartjie opdok en dis nog voor die springmilies. So wat kry jy vir daardie ekstra geld? Eerstens, daar's die skerm. Waar 'n gewone skerm groot is IMAX se skerm massief. Dis nie net wyer nie, maar ook baie hoër. Dit voel na bewering jou hele gesigsveld, wat beteken dat dit voel asof jy binne in die fliek is. Dan is daar die beeld en die klank. IMAX gebruik blykbaar spesiale projektors wat die prentjie skerper en helderder maak. In sommige tonele sien jy na bewering selfs tot 26% meer van die beeld wat jy in 'n gewone teater nie sal sien nie, wat dan afgesny word. Die klank is baie anders, die bas is kragtiger en die dialoog is helderder, sonder dat dit jou ore seermaak. As jy 'n groot aksiefliek, 'n superheld prent of iets oor die ruimte kyk, is IMAX klaarblyklik beslis die moeite werd. Die visuele effekte kom glo ook beter tot hulle reg, maar as jy lus is vir 'n romantiese komedie of 'n drama waar mense net sit en gesels, gaan 'n gewone bioskoop jou presies dieselfde genot gee. Sal dalk dan eerder beter wees om daardie ekstra geld vir die groot slashpappie te spaar. Nou ja, ek bly sê klaarblyklik en net, want ek gooi 'n skimp daarvoor uit dat IMAX ons nooi vir 'n lekker fliek, dat ons self 'n rubriek oor die fliek se experience kan gaan skryf. Weet jy Pieter, ek moet vir jou sê, wanneer dit kom by IMAX is ek nogal baie spyt dat ek nie die Michael Jackson fliek in Op IMAX kon sien. Ja. Kan jy imagine? Want iemand het vir my gesê, dit is eintlik die ware ervaring wat 'n mens moet beleef. Maar dan moet ek ook vir jou sê, iets wat ek nie geweet het nie, iemand sê nou die dag vir my, spesifiek met The Odyssey, het hulle die fliek, hulle verfilm dit so, Ja. spesifiek vir daai formaat, maar dit beteken dat hulle baie meer van die, ek wil ook nou nie my naam met 'n plankie slaan nie, maar die spasie wat dit basies opneem. O ja. So hulle moet baie meer gereeld stop Dis tussendeur. waar. Ja. Om dan nou net miskien 'n nuwe kaart te hê Ja. om verder te kan aangaan met die vervulling daarvan as gevolg van die hoë gehalte. So dit is nogal regtig, ek dink die hele proses wat daarmee gepaard gaan, dit staan vir my nogal uit. So dan moet ek sê, as dit vir iets is soos 'n fliek soos Michael Jackson se, is Ek ek sal bereidwillig om my geldjie te Ek wil nou betaal. net sê, ek sal sonder die slashpappie of met 'n kleiner een gaan. Maar ek moet net sê, Maar nie vriende- sonder my springmilies en asters nee, daai springmilietjies is altyd deel van 'n. Ja. Jy kan nie 'n man in teen die tyd waar die rolprent se voorprent klaar is my springmilietjies ook halfpad, maar dit is vir my baie lekker. In elk geval wat ek wou sê is, net so vinnig, vriende van my die Odyssey gaan kyk. Toe sê ek vir hom, "En hoe is die fliek?" Toe sê hy, "Pira, ek het nie 'n saak met wat in die fliek aangaan nie, maar ek het net gekyk. Ek het so alles is net so mooi, dis beautiful, dis fantasties en 3 ure later toe stap hulle daar uit." Maar nou ja, so wink wink, die span hier van IMAX in Pretoria, ons het mos by The Grove het ons 'n IMAX. Inderdaad so. Nooi ons, kyk hierso, ons het nie square eyes nie, ons wil fliek kyk, ons wil meer fliek kyk. Op binne 'n lekker program, so tussen deur die koues en die dinge deur, ons is op die klein Saterdag, dis Woensdagoggend en ons sê vir jou hartlike goeiemôre as jy nou eens by ons aangesluit het. Bly ook net waar jy is, ons is net hierna terug met nuus oor 'n Maramba wêreldkampioenskap, het jy dit al beleef? Marimba, ja. En natuurlik baie lekker sport. En dan gaan Johannes ook met ons gesels. Sien uit daarna. Vir nou gaan ek eers my marimba skoene aantrek om net bietjie warmer te word. Goeiemôre.